bid vir die nuwe jaar. Kies jou eie manier van vas en vertrou saam met ons vir die Here se leiding in 2026. Vir meer inligting rondom die vas, besoek gerus ons webtuiste. Let asseblief ons feesseisoenkalender. Ons oggenddienste gaan voort soos gewoonlik om 8:30 elke Sondag. Bring gerus enige besoekers of familie saam na ons Kersoggenddiens om 8:30. Let wel dat daar geen oggenddiens sal wees op Sondag 28 Desember nie. Ons oudjaarsdiens sal om 6:00 begin op Woensdag 31 Desember. Mag jy en jou familie hierdie feestyd meer as vrede en teenwoordigheid op 'n besonderse manier ervaar. Dis al van my kant af vir vandag se afkondigings. Maak asseblief seker dat jy deel is van ons Kairos WhatsApp groepe om op hoogte te bly van al die belangrike nuus, gebeure en geleenthede. Dis die maklikste manier om inligting te kry en betrokke te bly. As jy nog nie deel is van hierdie groepe nie, gaan maak 'n draai by die infotoonbank na afloop van die diens. Nou oor aan ons verwelkoming en lofprysingsspan. Geniet vandag se diens. Goeiemôre Kairos familie, dis lekker om elkeen van julle te sien. Kan ek sien wie van julle is reeds met verlof? Ons hand of twee, ons wil net sê, hoe is dit om die Here se wit broodjies te wees? Lekker. Goed, indien u soos die res van ons hierdie vakansie Roemenië toe gaan, we are going to Romania. Wil ons net sê, ons sien uit om julle die hele Kersseisoen hier by ons te verwelkom. Indien jou familie bietjie kom kuier, ons is 'n gemaklike gemeente. Jy nooi vir hulle saam. En as hulle daai verskoning trek van ons het nie ons kerkklere gepak nie, dan kan jy sê jy's welkom of in my kasteloer of jy kom net soos wat jy is. Ons vat jou net so. Goed, so asseblief nooi jou familie saam, nooi jou mense, laat hulle saam met ons lekker kom kuier gedurende hierdie feesseisoen. Kan ek sien is daar iemand wat vandag vir die eerste keer kom kuier het? En dan gaan, steek vir my jou hand op as jy vir die eerste keer kom kuier het. Niemand? Mis ek iemand? Niemand, daar is saai, so dis net ons vanmôre, lekker gemaklik in ons Vader se huis. Ek wil sê, maats, ek weet nie of julle gesien het toe julle ingery het nie, maar daar is pret en plesier van elke soort daar buite. Spooky en Zion is reeds daar, hulle gaan nie vanoggend ons kids kom haal nie, mamas, julle is baie welkom om julle kinders te vat om 'n bietjie park te gaan kuier. Hulle gaan lekker speel, daar gaan vir hulle suiker gegee word, ons sê byvoorbeeld so, ons vra nie permissie nie, ons vra dalk net na die tyd om verskoning, so stuur asseblief julle kinders, laat hulle lekker saam gaan kuier daar buite, daar's baie om te doen vir die jonges en vir die grootes, asseblief maats gaan kuier lekker saam. Goed, kom ons staan saam, dan open ek vir ons met gebed. Daar sê, voordat ons saam bid, wil jy nie net na jou buurman toe draai en sê, ek het verwagting. Yes. Every time we come into the presence of the Lord, we do so expectantly. Goed. Sê, kom ons bid saam. Hemelkoning, vanoggend is dit vir ons so lekker om in u huis te wees. Vader, met die vooruitsig van lekker rus oor die Desembervakansie, Vader, tyd saam met ons geliefdes spandeer. Vader, kom ons vanoggend na u toe, die bron van alle rus. En vanoggend reeds kom ons en ons kom sit in u teenwoordigheid. Here Jesus, reg om net die sorge van die jaar wat verby is, voor u voete te kom neerlê. Here, ons gee vir u alle lof en alle eer dat u ons gebring het tot op hierdie punt. Vader, en met oë op u, weet ons, u gaan ons deurdra. Deur die laaste bietjie van hierdie jaar, maar ook so deur 2026. My koning, soos wat ons nou alle lof en alle eer na u toe bring, in ons lofprysing en in ons aanbidding, mag u naam verheerlik word vanoggend. Vader, daar waar ons finansies bring, na die skatkamers toe. Vader, vra ek dat u elke gesin ryklik sal seën. Vader, vir dit wat hulle bring. Jesus, daar waar daar 'n tekort is, vra ons dat u hulle sal seën met die skatte van die hemele. Dat u die sluise oor hulle sal oopmaak. Here Jesus, dankie vir ons kinders wat lekker buite gaan baljaar. Vader, ons maak hulle toe onder die bloed van Jesus. Mag hulle lekker speel en veilig wees. Dankie Vader vir 'n span mense wat investeer in ons kids, my koning. Mag hulle die vrug daarvan geniet.
Here, wees welkom soos wat ons die woord gaan bestudeer. Seën ons prediker se lippe, ons loof en ons eer die heilige naam. Amen. Goed, u kan uself gereed maak om die tiendes en die offergawes gedurende ons eerste lied te gee. Dankie julle. Got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Why would I not sing of your praises even when trouble comes? And why would I not worship forever? 'Cause I've seen the good you've done. And I'm not ashamed, I'm a sinner saved. No, I'm not afraid anymore. What the world calls foolish, you call freedom. No, I won't hold back anymore. 'Cause I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. And I'm letting go, I'm wild in your presence. Stand still, the sun comes out. Yes, you make me strong whenever I praise you. Jesus, you fill my cup. And I'm not ashamed, I'm a sinner saved. No, I won't hold back anymore. What the world calls foolish, you call freedom. No, I won't hold back anymore. 'Cause I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy. I got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. 'Cause I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. 'Cause I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. 'Cause I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. I've got joy. Whatever comes tomorrow, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. I've got joy, 'cause I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Oh, hallelujah. 'Cause I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah.
By U alleen is die woorde wat lewe gee. By U alleen is die vrede wat ons begeer. Ons oë is op U, ons wag hier op U alleen. By U alleen word die donkerste nag verlig. By U alleen vind die soekende hart sy rus. Ons oë is op U, ons wag hier op U alleen. Yeah, yeah, yeah! Heilige Here, ons loof en ons eer U alleen. Wie kan met U vergelyk? En Heilige Here, vir U sal ons lewe dien. By wie hier die aarde sal bly, vir wie hier die lofsang verhuis. En Heilige Here, is U alleen. By U alleen is die antwoord op al ons vrae. By U alleen is die hoop wat ons in ons dra. Ons oë is op U, ons wag hier op U alleen. En Heilige Here, ons loof en ons eer U alleen. Wie kan met U vergelyk? En Heilige Here, vir U sal ons lewe dien. By wie hier die aarde sal bly, vir wie hier die lofsang verhuis. Heilige Here, is U alleen. En daar is geen ander wat eindeloos heers, dis net U alleen. Heilige Here, ons loof en ons eer U alleen. Wie kan met U vergelyk? Heilige Here, vir U sal ons lewe dien. By wie die aarde sal bly, vir wie die lofsang verhuis. Heilige Here, Heilige Here, Heilige Here, is U alleen. Heilige Here, ons loof en ons eer U alleen. Wie kan met U vergelyk? En Heilige Here, vir U sal ons lewe dien. Nou wie hier die aarde sal bly, vir wie hier die lofsang verhuis. En Heilige Here, dis U alleen.
Wie kan met hom vergelyk? Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. O Yahweh, daar's niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. O Yahweh, daar's niemand soos hy. Wie kan die rooi see skei? Wie skep fonteine in die woestyn? En wie is vir ewig en altyd in beheer? Daar's niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. O Yahweh, daar's niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. O Yahweh, daar's niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. O Yahweh, daar's niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. O Yahweh, daar's niemand soos hy. O Yahweh, daar's niemand soos hy. O Yahweh, daar's niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. O Yahweh, daar's niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. O Yahweh, daar's niemand soos hy. O Yahweh, daar's niemand soos hy.
the secret place, just an altar and a flame. Love is found here in our sacred place. I hear your voice, I see your face, and you're still my first love, and you're still my only one, and you're still my first love, and you're still my
Is hy nog vanmôre jou eerste liefde? Kom ons aanbid hom net vir 'n oomblik. Kom ons aanbid hom net vir 'n oomblik. Vertel vir hom vanmôre jy is lief vir hom. Dankie vir sy liefde, dankie vir die genade. Dankie vir die barmhartigheid, vir die goedheid, vir die getrouheid, vir die guns. Doen dit net vanmôre, anders sou ons nie hier gewees het nie. Dankie Here, jy is ons al in ons aan. Dankie Jesus. Ons bid die Here. Ons bid die vanmôre. Loof die wonderlike naam. Dankie Jesus. Oh, prys die naam. Halleluja. Vader, ons wil vanmôre vir U baie dankie sê vir die voorreg wat ons vanoggend het om in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus hier by mekaar te kon kom met een uitsluitlike doel. En dit is dat U verheerlik moet word. Here, dis bykans Kersseisoen, baie is met vakansie. En ons wil in die besonder vanmôre bid dat jy hulle bewaar en hulle beskerm, dat jy hulle seën. Baie te welverdiende ruskans nodig, hou jy hand oor hulle. Maar Here, daar is ook vanmôre van ons gemeentelede wat onlangs iemand in die dood afgestaan het. Ons wil vanmôre vir hulle bid en vir hulle intree. Dankie dat jy ons op hierdie aarde nie as wese agtergelaat het, maar dat die Heilige Gees vir ons gestuur het. En een van die funksies van die Heilige Gees om te vertroos hulle wat vanmôre hartseer en bedroef en verslae is. Here, daar is ook vanmôre van ons mense wat siek is. Dalk by inrigtings in hospitale, dalk by die huis, dalk waar hulle met vakansie is. Ons wil vra dat U ook daar ingryp en dat U hulle ook aanraak. Bo alles wil ek bid vanmôre, Here, dat U my lippe van klei sal salf, dat dit wat ek gaan sê vanmôre, Here, dat dit ook tot U eer en tot U verheerliking sal strek. Elke gedagte wil ons gevange neem, elke teewerk en 'n gees wil ons nou kragteloos stel in die naam van Jesus. Word U net in ons midde verheerlik. Ons bid dit in die mooie naam van Jesus. Amen. U kan nie sitplekke neem. Op my beurt wil ek een en elkeen hartlik hier verwelkom. Smile, Jesus loves you. Nou kry ek so 5% glimlag. Smile, Jesus loves you. Jy gaan 'n bietjie beter. So 50%. Ons gaan dalk by einde regkom. Nou, dis 'n voorreg vanmôre wat ek het om ook die woord van die Here te kan bedien. En ek ag dit 'n voorreg. Ek het eintlik afgetree. Nou lyk my ek weer by Kairos aangetree. Hulle sê mos don't retire, refire. Brother Paul, don't retire, refire. En ja, dis 'n voorreg vir my vanmôre om die woord te kan bedien. Ek sê dit nie uit arrogansie uit nie. Ek het inteendeel gedink my tyd verby. Dis hoe ek gedink het, maar die Here het anders besluit. Kyk, en as die Here plan met jou lewe het, dan voer hy dit uit. Dit waar. Ek wil graag vanmôre met ons praat oor 'n ontmoeting met God. Mense begeer om God se heerlikheid te sien. Kan ek 'n amen kry? Ons is nie in die groot kerk nie. Ek gaan nie aanstoot neem as jy amen sê of halleluja nie. Kom ons doen dit tot eer van die Here. Maar wat behels dit om God se heerlikheid te sien? You see, people desire to see God's glory, but what does it take for His glory to be seen? Nou is dit stil. Julle kyk my so ernstig aan. Moses vra vir God in Eksodus 33 vers 18, daarop vra hy, laat my tog U heerlikheid sien. 19e vers sê, maar hy antwoord,
ek sal my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep, maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. En dan sê die 20ste vers, verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Interessant wat die Here vir in Exodus vir Moses sê. Is julle by my? Ek wil een van die Engelse vertalings aanhaal wat die volgende sê, then Moses requested, please let me see the dazzling light of your presence. The Lord answered, I will make all my splendor pass before you, and in your presence I will pronounce my sacred name. I am the Lord, and I show compassion and pity on those I choose. I will not let you see my face, because no one can see me and stay alive. Interessant wat die woord van die Here hier vir ons leer. Nou dink ek vanmôre aan oorlede pastoor Ronnie Barnard, en dalk is daar iemand wat hierdie verhaal gehoor het. Hy het by 'n geleentheid vertel hoe dat hy in die teologiese kollege was, en hy het die gewoonte gehad om hard te bid. Wie van julle bid ook hard? Daar is 'n paar. En ongelukkig het die ouens wat om hom in die koshuis was nie daarvan gehou nie. Toe gaan hulle na die dekaan toe in die universiteit of die kollege en kla hom aan omdat hy so hard bid. En hy word ingeroep en daar word vir hom gesê hy moet sagter bid. Nou ek het ook so gewoonte gehad vroeër jare. Ek het gedink hoe harder jy bid, hoe meer gaan die Here jou gebede antwoord. Ek weet nie, baie van ons dink ek doen dit. Toe het iemand vir my gesê eendag, pastoor, die Here is nie doof nie, jy hoef nie op hom te skree nie, André. En ek het so sleg gevoel en nou bid ek maar sag. Want dit ek agtergekom, die Here hoor in elk geval jou gebed, né? Partymal fluister jy net. Hy ken in elk geval jou gedagte. Kom ons gaan 'n bietjie verder. Hy weet wat jy dink. Hy weet wat jy gaan sê voordat jy dit nog sê. Nou hoe dit ook al sê, hulle kla hom toe aan en daar word vir hom gesê hy moet sagter bid. En nou is dit vir hom bitter moeilik want hy's gewoond daaraan om hard te bid. En hy besluit toe, wel hy gaan 'n plan maak, sag bid gaan hy nie bid nie, hy gaan hard bid. En hy kry toe 'n groot hoeveelheid eierrakkies, hy plak dit teen die muur, en teen die venster, en teen die deur, en ook teen die plafon, dat hy die klank kan demp. En hy bid maar nog steeds hard. En hy roep na die Here, en een keer toe hy so die Here se teenwoordigheid soek, gebeur daar iets baie eienaardigs. Iets val bo op hom. En toe die ding bo op hom val, skrik hy so groot en hy hardloop uit die vertrek uit in die gang in. En toe hy in die gang kom, toe wonder hy wat het met hom gebeur. En hy maak so stilletjies weer die deur oop en toe het een van die eierrakkies van die plafon af losgekom en bo op hom geval. En die Here sê vir hom, wat sou gebeur het as ek myself nou aan jou geopenbaar het? Jy sien broer en suster, ons lag oor hierdie goed. Maar ek wil vir sê, God laat elkeen van ons 'n openbaring ervaar van wie hy is. Ek is so bly die Here ontmoet elkeen van ons op 'n verskillende manier. Kan ek 'n amen kry? Nie een van ons in hierdie kerkgebou sy ervaring was ooit dieselfde nie. Of was dit? Ek het 'n niggie gehad wat binne in die bioskoop gesit het en haar hart vir die Here gegee het baie jare gelede en sy het 'n ontmoeting met die Here gehad. Luister wat sê die Bybel in 1 Korintiërs 13 vers 12.
En dit is interessant wat die apostel Paulus hier skryf. Hy sê, want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel. Maar eendag van aangesig tot aangesig. Ek weet nie van julle nie, maar ek verlang dat daai eendag, wanneer ons hom sal sien soos hy is. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Een van die Engelse vertalings sê die volgende: What we see now is like a dim image in a mirror. Then we shall see face to face. What I know now is only partial. Then it will be complete as God's knowledge of me. Deur Jesus Christus het ons 'n duideliker beeld van die Vader. Dit waar. Maar ek glo in ons eie lewens het ons nog nie eers 'n idee van wie God werklik is nie. En ek kan amen kry. Die kennis van wat hy in en deur ons lewens kan doen, baie meer as wat ons vanmôre dink. Want ons is vanmôre ambassadeurs van die hemel. Kan ek dit so uitdruk? Ek wil vanmôre vir u sê, hierdie boodskap wil ek begin met Jesaja 6 vanaf vers 1, ek dink tot by vers 8. Kom ons lees dit saam. In die sterfjaar van koning Usia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers. En die huis het vol rook geword. Nou maar interessant wees as hierdie kerkgebou so bietjie ook begin bewe vanweer die Here se teenwoordigheid hier. Dink julle dis moontlik? Ek dink so. Ek glo in my hart. Ons het kom ons verwys daarna die Ou Testament toe Salomo die tempel ingewy het. Toe die heerlikheid van die Here neergedaal op die tempel, soveel so dat hulle nie op hulle voete kon staan, die wat dienswerk gedoen het nie. Dit sal wonderlik wees as dit ook hier by Kairos kan gebeur. En ek wil vanmôre vir u sê, dit kan gebeur. God kan homself op so besonderse wyse aan ons kom openbaar, dat ons in hierdie godsgebou nie op ons voete sal staan vanweë sy heerlikheid en sy teenwoordigheid. Nou dan so 5% lyk my wat saamstem. Die 5de vers sê, toe het ek gesê, wee my, ek is verlore. Want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë die koning, die Here van die leerskare gesien. Een van die Engelse vertalings sê die volgende van hierdie vers. Hy sê, I said there is no hope for me. Nou, let op wat sê hy vervolgens. I am doomed. Because every word that passes my lips is sinful, and I live among a people whose every word is sinful. And yet with my own eyes I have seen the King, the Lord Almighty. 6de vers, maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het. En my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde versoen. In die 8de vers wat ek mee wil afsluit, daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? Onthou nou,
Die serafs roep uit, heilig, heilig, heilig. En hier reageer Jesaja. Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Die oes is vandag groot, maar die arbeiders het min geword om die oes in te bring. So kan ons vanmôre beeld kry wat hier aan die gebeur is. Luister, Jesaja die profeet van God, wat reeds in die rol van 'n profeet gefunksioneer het. Hy was reeds 'n profeet. Julle by my? Het 'n visie van God ontvang, volgens hoofstuk 6. In die regering van Usia staan hy nou in die troonkamer van hom, wat die visie gestuur het. Die troonkamer van God. Verskoning, daar sien hy die agterkant van sy gewaad, die soem so groot, dat dit die tempel vul. Engele wat om die troon vlieg, en die heeltyd proklameer, heilig, 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 heilig is die Here. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Hard genoeg, dat die druppelposte gebewe het van die geluid van die serafs. Die druppelposte het gebewe en rook het die kamer gevul. Het jy al ooit so ervaring soos hierdie gehad? Daar iemand wat so ervaring al gehad het? Dis moontlik vandag, ons leef in die Nuwe Testamentiese tyd. En ek kan amen kry. Openbaring 1 vers 1 sê Johannes die volgende, hy sê die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. So hy het 'n soortgelyke ervaring gehad. Hy was op 'n eiland Patmos. Alleen, hulle het hom soontoe verban. En hier ontmoet God hom, waar hy alleen is. Dat maak kosbaar. Alleen met God, en weg van sorge. Alleen met God, weg aardse goed. Ek weet nie van u nie, maar die meeste tye waar ek die wonderlikste ontmoeting met die Here gehad het, was juist wanneer ek in my stilte tyd alleen met God deurgebring het. Wie het so ervaring al hierdie jare gehad? Daar is baie hande wat opgaan. So broer en suster, dis net vir my wonderlik as 'n mens daaraan dink, hoe dat die Here 'n mens kan ontmoet. Ek het familielede gehad wat tot bekering gekom het en die Here het hulle gevul met die Heilige Gees. Hulle was so vol van die Heilige Gees, Jaco, dat hulle nie met mekaar kon praat nie. Hulle kon nie met mekaar kommunikeer nie. Hulle het in tale met mekaar gekommunikeer en mekaar verstaan. Julle sal sê, nee, het gebeur nie meer in 2025 nie. Ek wil vir sê, ons leef in die Nuwe Testamentiese tye. En ek is in my hart vas oortuig daarvan, dat ons gaan goed sien gebeur. Want ons leef in die eindtyd. En dit het tyd geword dat ons moet ophou kerk speel. Luister vanmôre, hierdie is nie 'n sosiale klap waarby jy aangesluit het nie. Hier wil ons in alle erns, is ons met God besig. Ons wil met God ontmoet. En as ek hier uitgaan, wil ek sê, werklik, dit was nou so aangenaam, om in die huis van die Here te kon gewees het.
Dieselfde God wat hierdie mense aangeraak het, is dieselfde God wat elkeen van ons graag in sy teenwoordigheid wil inlei. Maar ons moet weet wat gebeur wanneer ons hom sien. Die hoofstuk begin deur te sê in die jaar toe koning Usia gesterf het. Wat interessant is, ek het na verskillende vertalings gaan kyk, daar's van die vertalings wat sê Usia was reeds dood. Ander sê dis die jaar waarin hy gesterf het. Ek weet nie wat die regte uitdrukking was nie. En nou is dit so interessant dat Jesaja die volgende gesien het.